Goeiemôre. Dit is maandagoggend 1 Junie 2026. Groet julle hier vanaf die walle van die Groot Rivier. En wie sou kon dink dat ons al amper in die helfte van 2026 trek. Maar in 2026 wat aansienlik anders lyk as 'n jaar gelede in 2025 ten opsigte van die situasie in die wêreld, die oorloë, geweld in lande, baie wat ons nie op die hoofstroom media sal sien nie, dinge wat gebeur, ongekende geweld, dan amper doellose geweld wat uitbreek met die doel om te intimideer. Dit vind ons veral toenemend in Europa, waar dit is asof daar 'n stempel afgedruk word, 'n waarskuwing gegee word aan mense, aan die inwoners en die regerders van daardie lande. Nou ons kyk hier na immigrante. Immigrante wat Europa binnegestroom het, wat in Amerika ingestroom het, immigrante wat oor ons grense stroom al vir baie jare, en dan op die ou einde van die dag nie integreer soos 'n immigrant behoort te doen nie, maar daarheen gaan om die kultuur oor te neem en heeltemal 'n nuwe wetgewing, 'n nuwe kultuur, 'n nuwe manier af te dwing op die bestaande inwoners van daardie land. En 'n mens moet besef dat hierdie immigrante wat saaklik in Europa ingaan en ook baie wat in Suid-Afrika inkom, natuurlik Islam is. Nou Islam wat hier uitgebeeld word as die wolf in skaapsklere, word baie kere onder verdraagsaamheid aan mense voorgestel asof dit juis die oplossing op die ou einde van die dag is. Daar's verskillende moslems met verskillende gelowe, maar as ons na die Islam kyk en ons kyk na die geweld wat daarmee saamgaan, die afdwing van Sharia law, ons sien dit toenemend in Brittanje, Frankryk, ander Europese lande, waar dit lei tot ongekende geweld en nie die normale manier van westerse geskille te betwis in howe nie. Maar ek dink ons moet luister na wat sê hierdie persoon. Hierdie persoon wat self 'n moslim is. Kom ons hoor wat sê. Say this in English so you can understand what I'm saying. I have translation. No, I know you have translation, but I just want to make sure you get it right. There will come a day that we will see far more radical extremists and terrorists coming out of Europe because of the lack of decision-making, trying to be politically correct, or assuming that they know the Middle East and they know Islam and they know the others far better than we do. And I'm sorry, but that's pure ignorance. Nou, hierdie persoon sê dit baie mooi. Hy sê, jy weet, dit gaan oor swak besluitneming. Dit gaan oor regte. Hy sê, en dan gaan dit oor die feit dat Europeërs dink hulle weet beter as die mense van die Midde-Ooste self. En daarom is daar geen beheer wat toegepas word nie. Nou in Suid-Afrika vind ons ook die kwessie dat daar altyd mense is wat dink hulle weet beter. Soos voor 94 wat gedink het
hulle weet beter op dit wat vir ons in Suid-Afrika wag in 30 jaar se tyd. Maar daar was 'n sokkerwedstryd in Europa en dit klink vir my of Frankryk in elk geval of hierdie klap dan ook al die sokkerwedstryd gewen het. Maar ewe skielik was dit soos 'n vuurhoutjie wat geweld in Frankryk af. Ons sien sinnelose geweld, betogings, karre wat uitgebrand word, karre wat stikkend geslaan word, glasvensters wat gebreek word. Dis net eenvoudig asof daar geen keer is aan wat in Europa aan die gang is nie. En dan wil dit voorkom asof die polisie in gebreke is, magteloos is om effektief op te tree. Dat hulle hierdie span met handskoene aanpak, omdat een, hulle vrees hierdie massas, 2, hulle kan dit nie meer beheer nie, en 3, dat dit nou teen die beleid is om teen immigrante op te tree wat hulle self nie kan gedra nie. Nou dit is 'n situasie wat ons ook in Suid-Afrika ervaar, dat mense gedink het hulle weet beter oor hoe massas gaan optree wanneer hulle ongelukkig is, dat ons verby die massas gekyk het en na enkele individue gekyk het en gesê het, wel, dit sal nie so sleg wees in Suid-Afrika nie. En tog sien ons nou 'n land van vervallendheid, 'n land van verwaarlosing, 'n land van afbreek, 'n land van moord, 'n land van chaos, diefstal, wetteloosheid, omdat ons gedink het, ons ken die oppositie. En dis 'n groot fout wat nou in Europa ook gemaak word, hierdie ding van ons ken die oppositie, ons is die groot Christene in die wêreld, ons maak ons deure oop, ons steek daar hand van broederskap uit, en wat gebeur? In 'n oogwink van 10 tot 30 jaar is alles waaraan jy geglo het en waarvoor jy gestaan het, is tot niet. En word dit oorgevat deur 'n nuwe kultuur van afbreek en vernietiging. Dis die kultuur waarmee ons in Suid-Afrika sit en dis die kultuur waarmee ons in Europa tans sit, in verskeie lande. Baie burgers van lande, oorspronklike inwoners van lande in Europa, Brittanje, Ierland, begin besef dat as hulle nie iets doen nie, gaan hulle lande effektief verloor, net soos wat ons land ook effektief verloor het. Nie dat ek veel simpatie het met die lande wat die aksies in ons land, in Suid-Afrika, geondersteun het, inteendeel geïnsinieer het en gedryf het met 'n doelbewuste poging om ontslae te raak van die blanke oorheersende ideologie wat in Suid-Afrika gevestig was oor baie jare. Ons moet nou hoor hoe sleg was dit gewees in die ou regering se tyd? Hoe swak was die lewensomstandighede? Maar net mooi die teenoorgestelde is waar. Eerste wêrelds, van die beste eerste keer ooit, hartoperasies, ontwikkeling van die sterkste militêre wapentuig in Afrika, die sterkste weermag in Afrika, en niks kon staan teen die weermag nie. Maar die wat oorgegee het, wat ons verraai het in die proses, is die mense wat nie kon dink aan wat sal die gevolge 30 jaar later wees nie. Want hulle het hulle nie geken nie. Hulle het nie in die geskiedenis gaan leer nie.
en het hulle laat mislei om te dink hulle doen goed en reg. Net soos wat dit nou in Europa gaan. En ek sien nie uitkoms vir Europa nie. Ek sien totale ineenstorting en verwoesting. En in dieselfde asem sien ek hoe Suid-Afrika nog verder verwoes en vernietig gaan word. Op die ou einde van die tyd het ons geen keuse anders as om onsself gereed te maak om vas te staan vir ons oorlewing, vir ons kultuur, vir ons regte, sodat ons kan seker maak ons as 'n volk, 'n groepering bly oorleef sentraal rondom ons geloof, ons kultuur, ons taal. Want as ons dit laat verloor, is ons alles behalwe gehoorsaam aan ons Skepper. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en stuur hierdie video aan. As jy voel daar's waarde daar vir jou. Kom ons kyk of ons die kanaal kan groei deur mense die video's te laat kyk, sodat ons meer steun, meer mense kan ooreed oor wat is die pad van veiligheid en oorlewing wat oor is in Suid-Afrika. Lekker dag, mooi loop en ek gesels dan môreoggend weer met julle.